Môre juffrou, vandag doen ek my videoles vir 'n graad 6 groep. My les is 'n 11de les en my opskrif is verskillende kulture. Ek gaan nou my kinders laat instap. Kyk, môre julle. Kyk, so vandag praat ons oor verskillende kulture. So vat jou arms. Let op, sit regop, dan kyk jy die video. Sit. Kijk, lekker. Kijk, dit is ons nou 'n maklike kindervideo. Kijk, so wie kan vir my sê wat is verskillende kulture? Wat julle in die video gesien, wat is verskillende kulture? Leon, wat is verskillende kulture? Nee, dit is verskillende mense ry ander klere en party mense het verskillende hare en oë. Dis goeie antwoord. Matthew? Almal verskillend. Maar nee, man, is verskillende kulture. Obviously gaan almal verskil, né? Kyk, aan die af, kyk. Kom ons kyk gou saam hierson na verskillende kulture. Kyk, soos julle gesien het in die video, dit is soos Jan gesê, dis mense wat verskillend lyk, mense wat verskillende kulture en rituele het waarvolgens hulle leef. Kyk, kom ons kyk gou na ons slide hier. So die belangrikheid van verskillende kulture. So nou praat ons van huwelike, geboortes en dood. Dis wat in ons is lewe gebeur, né? Dis huwelike, geboortes en as jy wil. Kyk, so kom ons kyk na verskillende kulture is van groot belang omdat dit die wêreld ryker en meer verbind maak. Kyk, so identiteit, wat is identiteit? Kulture gee mense 'n gevoel van behoort en trots en help om hul unieke geskiedenis en tradisies te bewaar. Diversiteit, wat is diversiteit? Verskeidenheid bring nuwe idees, kos, musiek en maniere van dink wat gemeenskappe kreatief en veerkragtig maak. Kyk, respek, wat is respek? Deur ander kulture te verstaan, bevorder ons verdraagsaamheid en verminder konflik. Samewerking, wat is samewerking? In 'n globale wêreld help kulturele begrip om beter verhoudings tussen lande en mense te bou. Erfenis, wat is erfenis? Elke kultuur dra by tot die mensdom se kollektiewe kennis en geskiedenis wat ons moet koester en beskerm. Kyk, volgende slide. Kyk, so ons het 5 verskillende kulture, né, Matthew? Kyk, noem vir een sonder om na die bord te kyk. Kyk maar nou. Noem. Wat is jou kultuur? Wat glo jy? Alsy, so jy sit Christen. Kyk, wat se kultuur is daar nog? Kyk, moslim. Amrai. Wat beteken dit?
Wat beteken dit Amarai? Noem een. Altyd moslim, dan hy. Okay, mooi op die bord kyk dan hy. Kyk, so jy kry moslims, Hindoes, Joodse, tradisionele Afrika en Christelike kulture. Kyk, weet jy dit? Kyk, volgende slide. Kyk, so moslims se tradisie en kultuur. Kyk, soos jy nou al gesien het, hoe bid 'n moslim? So hier is 'n foto, dis mos daai wat op hulle knieë gaan en dan gaan hulle op en af. So dis hoe dit lyk as hulle mos nou gaan bid. Kyk, en dis hoe hulle eenvoudige mense lyk van hoe moslims lyk. So as jy hulle sien, dis gewoonlik daai met die wit of swart lang klere wat hulle mos dra. Kyk, so hoe trou 'n moslim? So 'n huwelik is 'n heilige verbintenis volgens Allah. Allah is mos hulle standbeeld volgens hulle glo, né? Kyk, geboorte, 'n baba word met spesiale gebede en seremonies verwelkom. Kyk, en as hulle iemand doodgaan, so die liggaam word gewas en volgens moslim gebruike begrawe. Kyk, volgende slide. Kyk, so 'n lekker interessante feit. Kyk, hier is die Hindoese tradisie en kultuur. Kyk hoe cool is hierdie wapen. Jy het al gesien as jy verby so snaakse kerk ry, bo-op die hele kerk op die punt sal gewoonlik so 'n wapen gewoonlik op bo wees. Kyk, en dan dis hoe hulle lyk. Kyk, hoe hulle voorkom. Kyk, dit is ons gewoonlik met die lang baarde, hulle baarde groei omtrent hier so tot by die pense. Hulle sny nooit hulle baarde af nie, want dis wat hulle glo, né? En dis wat die mans doen. Die mans groei sulke massive baarde. Kyk, so kom ons kyk dan 'n bietjie die Hindoe se tradisie en kultuur. As hulle trou, 'n belangrike godsdienstige seremonie met baie rituele. Kyk, so rituele is wat daar gebeur baie dinge in as hulle trou. Kyk, as hulle geboortes kry, dan se babas word met spesiale seremonies en name verwelkom. So dit is klomp name seker van families wat hulle vir een babatjie gee, want dis mos nou 'n spesiale seremonie vir babatjie. Kyk, en die dood, as iemand doodgaan, Hindoes glo in reïnkarnasie en kremasie word dikwels gebruik. Kyk, volgende slide. Die Joodse tradisie en kultuur, kyk, almal het al hierdie teken iewers gesien. Kyk, hy lyk soos 'n sterretjie. Almal het hom al gesien, weet hom nog gesien nie. Kyk, so almal het hom al gesien, almal is bewus van hierdie teken, en dis die Joodse, dis wat die mannetjie gewoonlik lyk, of as jy nie heeltemal verstaan nie, is gewoonlik die mannetjie wat daai hoedjies dra op hulle kop uit, né? Kyk, almal het al daai mannetjie gesien. Hy kan nie 'n behoorlike hoed dra nie. Kyk, so as hulle trou, 'n heilige verbintenis tussen 'n man en 'n vrou, as hulle geboorte gee, seuns word dikwels besny as deel van geloofsgebruike. So dit al in die klas gepraat daarvan, hoe as hulle klein is, hoe word hulle besny, né? Kyk, en as hulle doodgaan, familie en gemeenskap ondersteun mekaar tydens rou. So rou is iemand mos hartseer, né? Kyk, so tradisionele Afrika se tradisie en kultuur, so julle behoort bewus te wees daarvan, as dit gebeur in ons alledaagse lewe, en ons het mense in ons skool wat aan hulle kultuur lewe, né? Kyk, so dis van ons julle het al gehoor van Ebola, dis waar hulle ons die beeste aan hulle ouers moet gee om met 'n vrou te trou. Kyk, so daar's lekker, dis nou nie waar ons kultuur, ons met 'n ring trou hulle met hulle beeste gee as 'n ring, né? Kyk, so daar's dit as hulle ons nou dans, dis hulle tradisionele danse, hulle het ons verskillende tradisionele danse wat hulle ons doen, en dis hoe hulle ons aantrek, jy dit nog as hulle ons daai lamp op hulle koppe sit, so dis hoe jy weet, ons praat van die tradisionele Afrika se tradisie en kultuur. So as hulle wil trou, so families word verenig deur tradisionele gebruike en labola. Kyk, so labola is nou soos die beeste, skape, wat ook al die ouers wil hê. As hulle geboortes word as 'n groot seën beskou. So as iemand geboorte gee, dan is die hele familie daar, almal gaan net maal, want hulle is nou bly iemand is gebore. Kyk, en as iemand doodgaan, die voorouers en tradisionele rituele speel 'n belangrike rol. So as hulle mos doodgaan, julle het al gehoor, as hulle 'n begrafnis moet reël, dan sal hulle omtrent die hele week weg. Kyk, dan is dit van die maandag of van jy sê my nou 3 dae, né? Kyk, van 'n strek van 3 tot 5 dae wat hulle weggaan, wat hulle moet reël. Kyk, waar hulle ons moet reël, en dan moet hulle die begrafnis hou, en dan daarna het hulle seker hulle tradisionele danse wat hulle doen, ensovoort. Kyk, verstaan julle? Daar
Kijk, de laaste enetjie, die een wat ons die bekendste is van, is Christene se tradisie en kultuur. Almal weet van 'n kruis, almal weet van 'n Bybel. Dis die beste ding in 'n mens se lewe wat jy kan kry. Kyk, so as ons trou, so die huwelik is 'n verbintenis voor God. So jy trou nie omdat jy van jou girlfriend hou nie. Kyk, jy trou, want jy maak 'n belofte voor God, né? Nee. Kyk, so geboorte, babas word soms gedoop as deel van geloof. Kyk, so van die kerke is ons die doop klein of die doop groot. Kyk, en die dood, Christene glo in die ewige lewe en hemel. Kyk, die laaste slide, so waarom ons kulture moet respekteer. Kyk, so wie kan my sê, hoe dink jy, Janie, moet ons ander kulture respekteer? Dis hoe hulle gebore is. Okay, ja, presies. Dis hoe hulle gebore is, dis hoe hulle groot gemaak word. So hulle weet nie hulle weet nie of hulle iets verkeerd doen nie, maar dis wat hulle glo en dis hoe hulle groot gemaak word. So dit help nie, jy spot hulle nie. Eendag as jy groot genoeg is, soos jy nou is, kan jy mos self besluit maak. Dis hoekom ons wys julle alles en al julle ouers, want dit is Christus skool. So ek hoop dat ons Christene nee, of ek weet, nee. Kyk, so ons moet ander kulture respekteer omdat elke kultuur uniek en belangrik is. Respek help mense om vreedsaam saam te leef, van mekaar te leef en konflik te voorkom. So kulturele diversiteit maak ons samelewe sterker. Kyk, so dis wat dit is, soos ons in 'n skool, julle weet nie eers, ons het omtrent 4 verskillende kulture in ons skool en julle weet dit nie, want julle respekteer dit ons, né? Kyk, ons skei hulle ons nou obviously as ons dade moet doen, want dis hoekom as hulle saam in ons gemeenskap is, werk ons saam hulle en ons gaan dit aan met die lewe, né? Kyk, enige vrae van julle kant af. Kyk, noem vir my die 5 gelowe, die 5 kulture. Christen, Mika, Hindus, Muslim, Labola, Joodse, en wie is jy Labola? Ja, sê dit dan dan? Dat is hy tradisionele Afrika kultuur, kyk, dit wat ons die ander maandjies saam in die skool, né? Maklik. Kyk, so wat ons nou gaan doen, ek gaan terug gaan na die slides toe, jy gaan vir my in jou boek, op die papier, gaan jy vir my die eerste, begin by die eerste slide, dan skryf ek vir my af, tot ek jou groepe in. Weet jy dit? Kyk. Skryf dan so door. Die 18e. Ja, sowieso. Alles. Net 5 minuten. Net 5. En dan was slide 2, 3 en 4 voor jou met afgesluit, ja. Ja, as jy vanaf gewerk as die rest, dit is sommer 'n bietjie hier 'n mannetjie of 'n snaakse teken van 'n geloof, 2 of 3 tekens van 'n geloof. Ja.
een mooi box merk. Oké, 2 minuten, kom. Kijk, zet mij geld weer op in, ja. Zet in, ja. Kijk. Zo, je hebt nou van 5 verschillende papieren geleerd. Kijk, zo hier kom je cool gedeelte. Kijk, dan ga je een groep indelen. Kijk, makkelijk. Gaan je een groep van 3 indelen. Dan ga je van mij 1 cultuur kiezen. Zo, ik ga voor jou zeggen wat de cultuur opvoert. Je gaat voor mij een rekje oefenen. En als jij recht is, dan je weer opvoeden. Kijk, weet je dat? Dus je kiest voor mij jouw cultuur en jij oefent om naar de hardstop. Bij jouw tafel, je kijkt naar je mandje toe, je zit bij je mandje en je oefent. Weet je dat? Kijk, voor als 5 culturen, dan gaan elke groep nou 6, krijg groepen van 3. Kijk, gaan schrijven groepen van 3, kies je mandjes. Kies je mandjes. Kijk, Jan, je lekker nog zit van de microfoon. Ik kan los van. Kijk, dat heb ik nog. Oh nee, je hebt dan die traditionele Afrika. Die Joodse. Ja, jullie doen die Joodse. Kijk, die Joodse jullie. Kijk, 5 minuten nog wel aan. Kom naar raak, Jan. Ja. Jullie doen die... Jullie is Joodse, traditionele Afrika, Christen, jullie doen Hindu. En die? Nee, Hindu. Kijk. Ja. Ik weet niet. Ja. Ik kom op. Ja. Zo. Goed, dus ja, maar je moet nog niet door het Matthew, wat voor rol speel jij? Dus jij was goed. Dat is makkelijk. Zo, altijd is, ja, dan is het gewoon een trouwen. Hoe trouwen man pap? Kijk, zo jij geen pasteur is, zo je kop is dat een pasteur? Dat is dan weer een guy. Nee, kijk, en als iemand trouwt, jij laat hem ons trouwen. Zo is alles wat je kan zeggen. Jij denkt, jij hebt een eigen dat je kan zeggen. Kijk, dat is niet jouw probleem. Kijk, dat is niet mijn probleem.
Kijk, die klok klein aanval op 5 minuten, maar we niet de klok niet. Kijk, dus gaat het aan. Zo maar uit. Wat is het? Kijk. Kijk, dan is het eruit. Kijk. Een minuut. Dat is een klein pas. En dat kun je mag aflezen. Kijk, je speech mag je aflezen. Dus constant dit, je moet kunnen opvoeren. Kijk. Oefen. Oefen. Praten. Oor. Zullen we even scannen? Ja. Dat is het. Kijk, zullen we recht. Natuurlijk, je recht. Dan nu, je recht. Kijk, kom. Zullen we nog een keer? Zullen we nog een keer? De grootste is ook wel goed, hè? Mag en nou. Jan gaat met Piet. Nee, Jan gaat niks doen. Jan gaat niks doen. Kijk, zoals dat jij kan doen, je kunt zo mogelijk. Hoe zullen we het allemaal even doen? Kijk, jullie moeten helemaal komen. Kijk, zullen recht. Kijk, kom. Zullen recht. Zij. Dan wijs mij een beetje wat over mij zijn. Kijk. Kan ze recht zijn? Jan, wat deed je voor Jan als denken? Ja. Milan. Wat deed je voor Jan als denken? Ach man. Jan en Milan. We willen om die belofte voor God te maken in jullie bezit. Ja. Dat is leuk, kijk, in 5 minuten was dit nog wel goed gedaan, hè? Kijk, dit was nog wel goed. Wel dan. Kijk, zo. Kijk, morgen, periode zijn echt voorbij. Zo, net gaan we vanaf de kijk. Kijk, vanaf 5 geloven weer. Ja. 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 Ja, slag nu. 1 uur, ja. Ja, Afrika geloof. Kijk, zoals we morgen aangaan, gaan we wat schrijven. Kijk, tot de man. Klok in het lijst zoals we morgen aangaan. Kijk, dank je dat je nog geluisterd hebt. Jullie zijn bij zien. Kijk, pak op.